Genesis hoofstuk 40. Word nou lekker rustig en dan bid jy saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U vir Jesus, my verlosser, gestuur het, om ook vir my die dood na die lewe te roep. Ek was dodelik vasgevang in die graf van sonde, maar deur die Gees se werking in my hart, het ek met 'n wonderwerk begin leef. Maar Vader, die grafdoeke bind my steeds vas. Ou gewoontes wat ek nie self kan breek nie. Ou sondes wat so deel is van my lewe, dat ek nie in staat is om die nuwe lewe te leef wat U vir my gegee het nie. Dankie dat U my uit die donker geroep het na U lig. O Vader, U het my in Jesus die lewe gegee. Gee my ook nou die krag om te verander. Gee my die moed om teen die gemak van my ou gewoontes in te gaan. Gee my die geloof dat ek met U hulp nie kan misluk nie. Ek vra dit in die naam van Hom wat my bevry het en my leer om na U toe te kom. Amen. Genesis 40, en hier is baie meer in die verhaal as wat net so op die oog aflyk. Ruk nadat Josef in die tronk gesit is. Nou, die manne wat nou weet, wat nou sommetjies maak, sê dis om en by 'n tydperk tussen 17 en 20 jaar. Nadat hy die roeping van die Here met die droom wat hy gekry het, dat sy familie sal voor hom buig en dat die Here vir hom iets besonders gaan maak. 20 jaar later, wat alles skeef geloop het. Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir die twee amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Nou in Afrikaans is dit nou vertaal met die hoof van die skinkers. Dis letterlik 'n cupbearer, iemand wat die beker dra. Dit was die mees intieme ou wat saam met die farao geleef het. Want hy het al sy kos moes hy eers eet voor die farao eet. Hy moes alles wat hy gedrink het, moes hy eers proe. En hierdie mense moes iets verskrikliks gedoen het. Want die koning se kok en sy bekerdraer is sy vertrouelinge. Nou sit hulle in die tronk. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die twee eendag gedroom. Nou ken u wat nou verder gebeur het. Hulle word wakker die oggend en hulle is baie ontsteld oor die droom, want hulle dieselfde droom gedroom. Verskillende drome gedroom. En dan kom Josef die volgende oggend by hulle, want hy moet hulle bedien. Dan sê hy, hoekom is julle so bedruk? En dan sê hulle vir hom, en dan lê hy die twee mense se drome vir hulle uit. En nou hoor, die Here gee hom die wysheid om die drome uit te lê. En Josef se droom, sy hoop maak so. Want die Here gee vir hom die hoop. Die Here gee vir hom die gawe om hierdie droom uit te lê. En dan sê hy vir hulle, die bakker gaan doodgemaak word en die bekerdraer sal weer teruggaan, hy sal sy pos herstel word. En dan kyk nou daar vir my in vers 14. Vir vers 18. Josef het vir die bakker gesê, dit is die uitleg. Die 3 mandjies vye is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy 'n paal laat ophang en die voëls sal jou vleis van jou opvreet.
3 dae later was dit die Farao se verjaarsdag en hy het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. Daarvoor die amptenare het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel en die skinker het weer vir die Farao sy beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die 2 hulle drome uitgelê het. Nou gaan jy net vir my terug na vers 14 toe. Die een ou het nou baie sleg mee gegaan, want kyk wat sê Josef nou vir die een met wie dit goed gaan. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en jy moet my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir homself en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Kan jy dit sien? Hy haat die tronk. Die volgende versie sê hy, my hoop is al 2 keer van my af weggevat. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waar hulle my in hierdie gat kan gooi nie. Nou kyk jy weer in vers 23. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. 2 jaar later het die Farao 'n droom gehad. Nou droom hy van die 7 koeie en die 7 maarkoeie wat kom en eet en dan is die man gespanne. En dan onthou 2 jaar later onthou die Farao se skinker. Daar's 'n man in die tronk. En hy laat haal vir Josef. En dan skeer hulle Josef, want hare is vir die Egiptenare 'n vreeslike slegte ding. Dan skeer hulle hom en dan kom hy daar voor die Farao, dan sê hy vir die Farao wat beteken die ding. En dan kyk vir my daar by vers die laaste versie van hoofstuk 41. En toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. Om en by 22 jaar later gebeur dit waarvoor hy geroep is. En ek het lank geloop en soek na 'n gedeelte wat ek kan praat oor God is die bron van my hoop. En ek het hierdie gedeelte gekies. Nou ek het hierdie gedeelte ook al kruis en dwars gepreek, maar ek wil dit vanmôre weer doen. Die mark in die kerk. Die mark hier in die kerk is reg vir 'n God wat dinge vinnig regmaak. Ons leef met 'n quick fix Christianity waar die Here, omdat hy immers God is, vir 'n Christen moet bewaar van pyn en siekte en armoede en probleme. En as hierdie siekte en armoede en probleme kom, dan moet die Here dit vir ons vinnig kom uitsorteer, want hy is mos immers God. En dis hoe die God ding werk. Maar in ons en rondom ons is 'n stikkende wêreld met baie pyn en siekte en probleme. En daarom het ons 'n geveg met God aan die gang. 'n Stryd met hom, want die God ding werk nie. En nou sit Josef in 'n benarde posisie. Omtrent 20 jaar terug gee die Here vir hom 'n droom. Dat hy in 'n posisie gaan kom waar mense voor hom gaan buig. En van daardie drome het net mooi niks gekom nie. Hy is reeds baie jare weg van sy familie af. Hy is verneder deur gewetenlose slawehandelaars. Hy is verkoop as 'n slaaf. En 'n slaaf se lewensverwagting was nie eers 2 jaar nie. Hy beland in 'n belangrike soldaat met die naam van Potifar se huishouding. En dinge verbeter in die situasie van Josef as die bestuur van die huis in sy hande gelaat word en Josef kan sy kop begin optel. En as dit begin optel, dan loop dinge verskriklik skeef as Potifar se vrou kom en sy vra seksuele gunste.
En Josef weier, en Josef mag nie geweier het nie, want hy's 'n slaaf. 'n Slaaf het nie regte nie. En dan beland hy in die tronk, omdat hy sê hy wou haar verkrag. En 'n tronk van daardie tyd is nie die tronk van vandag nie. Hulle het jou sommer in 'n gat gegooi en jou daar gelos, of aan 'n boom vasgeketting en dan jou daar gelos. En die ergste van alles is dat Josef het niks verkeerd gedoen nie. En hierdie man het nie verdien wat na sy kant toe gekom het nie. Inteendeel, hy het die regte God ding gedoen. En toe ontplof dit in sy gesig. En as jy destyds vir Josef gesê het, hy moet net vir 20 jaar vasbyt. Want die Here gaan dinge in sy lewe, slegte dinge met hom laat gebeur, waarvan hy niks gaan verstaan nie. Maar hy moet net vasbyt, want alles gaan mooi eindig na 20 jaar. En na die 20 jaar, gaan daar vir jou nog 2 jaar in die tronk oor wees, en boetie, dan gaan dit werk. As jy dit vir Josef gesê het, het jy waarskynlik geklap. Want jy's mal. Want bad things don't happen to good God people. En Josef het sy droom verloor. En hier staan 2 menslike dinge in hierdie storie vir my uit. Wat maak jy met mense soos Josef? Want ons weet nie wat om met hulle te doen as ons pad met hulle kruis nie. Nou bid ons maar vir hulle, en op 'n manier probeer ons hulle bemoedig, maar dit beteken ook nie veel vir hulle nie. En die ander een is, as jy Josef is, en Josef sit vanmôre hier, wat maak jy met hierdie goed wat nie uitwerk nie? En dalk het jy jou hoop self weggegooi. Of iemand anders het dit gesteel. Of dinge het gebeur wat jou hoop doodgemaak het. En toe het dinge anderste uitgewerk as wat jy die Here mee vertrou het, en wat jy gehoop het, en wat jy geglo het gaan gebeur. En niks maak 'n mens se hart so dood soos die afwesigheid van hoop nie. Spreuke 13 sê dat as die hoop verdwyn het, het die lewe ook verdwyn. En hier staan 2 goddelike dinge ook vir my in hierdie verhaal uit. Het God jou al teleurgestel? Ons wil nie daai een antwoord nie. Het jy God al teleurgestel? En met daai 2 vrae wil ek hierdie vraag vra. Hoe ervaar jy God? En ek het 'n vermoede dat baie min mense hierdie vraag kan beantwoord. Hoe ervaar jy God? Want ons beleef nie God as God nie, maar eerder as die een wat die dinge moet kom uitsorteer. En feitelik niks word uitsorteer nie. En kom ons erken dit. God wat hoop gee, is 'n teorie wat nie werk nie. Die Engelse digter het gesê, God is an ever absent help in time of trouble. En elkeen van ons kan vanmôre sy eie storie vertel. Teleurstellings en verloopte drome wat jou dwars in die krop skop. En dit kan hel op hierdie aarde veroorsaak, want dit lei tot ontnigtering en wanhoop. Maar nou wil jy nie gaan lê nie. Dan tel jy jou kop op en jy vertrou en jy probeer. En soms dan gebeur daar weer iets wat jou help om jou kop op te tel. Net soos wat jy jou kop opgetel het, dan slaan daar 4 ander dinge jou weer van 'n kant af en slaan so uit soos 'n kers.
En dis 'n patroon hierdie wat hom in Josef se lewe ook so oor en oor herhaal het. Hy bestuur die tronk. Hy haat hierdie plek. En die tipiese patroon van my hoop flikker op en my hoop word afgebreek. Die farao se skinker en die bakker beland in die tronk. Twee baie belangrike mense wat in die binnekring van farao beweeg. Die bakker was die een wat op die staatsbankette gesorg het dat daar geëet word. Hy is die een wat moes sorg dat die farao elke dag goeie kos kry. Onthou, daar was nie yskaste en dinge nie. Hierdie is 'n baie belangrike man gewees. Die farao het hom met sy lewe vertrou. Die bekerdraer was nog 'n meer belangrike ene, want alles wat deur die farao se mond gegaan het, moes hy eers eet en drink. En as hy nie dood neergeslaan het nie, dan die mense geweet, die lewe is nou reg, die lewe is veilig. Hy was die een wat moes keer dat die magtigste man op aarde nie siek word nie of nie vergiftig word nie. En hierdie twee manne se drome val plat en hulle beland hier onder Josef se toesig in die tronk. En nou droom hulle een nag hierdie drome en hulle is baie ontsteld en hulle weet nie wat die drome beteken nie. En op 'n bonatuurlike manier kom die Here, hoor dit, kom die Here en hy gee vir Josef die uitleg van hierdie drome. En dinge werk presies uit soos wat Josef gesê dit gaan gebeur. En dan gaan die skinker terug na sy hoogs betaalde werk toe. En Josef se drome flikker dramaties op. Want hy weet hy sit waarskynlik vir die res van sy lewe in hierdie tronk. En nou het hy iemand aan die binnekant. Die man wat verantwoordelik is vir farao se gesondheid was nou sy vriend. En Josef het hom 'n guns gedoen. En hy vra hom, doen my ook asseblief 'n guns. Want een woord uit die skinker se mond by die farao en Josef is uit. Nie net uit nie, uit die hel van hierdie Egiptiese tronk. En Josef vertrou God. Want God het hom die uitleg, die wysheid gegee vir die uitleg van hierdie drome. En daai woorde wat hy sê is eintlik hartverskeurend. Noem my asseblief by die farao. Moet my nie vergeet nie. En dan noem hy 2 keer het my lewe al in skerwe gebreek. Die eerste keer toe ek by my familie gesteel is. Toe ek verkoop is as 'n slaaf. En die tweede keer toe ek in hierdie hel van hierdie tronk beland het. Toe ek hier kom sit het met 'n valse aanklag van verkrachting. Asseblief moet my nie vergeet nie. En die skinker het hom vergeet. En niks gebeur nie. En God is doodstil. Vir 2 jaar lank. Josef het gewag. Niks gebeur nie. Dit is gebroke drome. Jy het beplan, jy het gehoop, jy het vir God gekyk, en niks gebeur nie. Kyk hier die woorde van C.S. Lewis. Sy Engelse professor in middeleeuse Engels gewees wat op 'n dramatiese manier tot bekering gekom het. Hy sê God praat gemaklik met ons as dit goed gaan, maar hy skreeu op ons as dit nie goed gaan nie. Hoor. Hy sê die Here ruk jou rond as dit nie met jou goed gaan nie. En Josef het seer gekry, want dit waarop hy gereken het, het nie gebeur nie. En die een wat hy vertrou het, het hom in die rug gesteek. En vir die 3de keer in sy lewe val alles plat. En hierdie keer lyk dit onomkeerbaar. Want die skinker het van hom vergeet. En mense, hier is nou 'n lastige vraag wat ons nie wil antwoord nie. Hoe is dit moontlik dat hierdie man van Josef vergeet het? Want die antwoord pas nie in by hierdie quick fix God wat ons geskep het nie. God het hom dit laat vergeet.
Want dit was nog nie God se tyd vir Josef nie. Dis nie die duiwel wat Josef aangeval het nie. Dis nie een of ander demoniese versoeking wat hier op sy pad gekom het nie. Dit was nie bad luck wat op sy pad gekom het nie. 2 jaar later onthou hy van Josef, toe die Here hom daaraan herinner het. En hierdie woorde wat nou kom is vanoggend se preek. Want God is in beheer en God sal voorsien. Hierdie 2 woorde is die enigste 2 sekerhede van my geloof. Die enigste 2 goed wat ek het. God is in beheer en God sal voorsien. Dit gaan nie oor my nie. Nooit nie. In Psalm 57 vers 3 en 4 verduidelik dit. Ek roep na God die Almagtige. Na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en hy sal my red. En as Dawid hierdie woorde skryf, dan sit hy in enorme moeilikheid, want die mense met wie hy deurmekaar is, maak nie speletjies nie. Hierdie mense soek sy dood. En nou sê hierdie woord dat God beheer Dawid se lewenstransaksies en die Here doen dit vandag nog steeds. Al kruip ek nou soos in daai Psalm soos Dawid in 'n grot weg vir mense, of al sit ek soos Josef in 'n tronk, al lyk dit asof daar niks gebeur nie, en al lyk dit asof God die groot stilte geword het. Die Here is die een wat my lewe bestuur. Die Here is in beheer. En God werk altyd vir my. Al lyk dit nie so nie. God is op pad en niks sal keer dat die Here my uit die hemel uit sal antwoord nie. Maar ons sien dit nie altyd so nie. Ons sit in grotte en tronke met drome wat platgeval het. En verhoudings wat opgebreek het. En mense wat op jou uitgestap het. En geld wat jy verloor het. En liggame wat siek geword het. En kinders wat die pad buister is. En die eerste ding wat ons dan bevraagteken is God. En die situasie waarin ons sit. Dan bevraagteken ons die manier wat God met ons werk. Want dan lyk dit vir ons asof hy niks doen nie. En dan is dit baie moeilik om soos Paulus te sê, al word ek gejaag en al word ek geslaan en al word ek dit ook al, die Here sal hierdie goed en goede laat meewerk. In plaas daarvan dat ons wag op die Here wat uit die hemel uit sal red, bevraagteken ons God. Ons bevraagteken die voorsiening van God en ons bevraagteken die situasie waarin jy sit. God het Josef in daai tronk laat sit. Want onthou, 2 dinge. God is in beheer. En die Here sal voorsien. Die Here vat baie min die Midianiete wat hom verkoop het. En Potifar se vrou en die hel uit die tronk uit. Die Here vat baie min hierdie goed weg uit die lewe uit. Maar die Here is in hierdie goed teenwoordig. En die Here is op pad. En hierdie pad waardeur die Here met ons op laat loop, is nie die een wat jy wie weet hoe ver in die toekoms in kan sien nie. Hierdie pad is 'n tree vir tree se ervaring met die Here. Ervaring op ervaring, hoogtepunt op laagtepunt. Dis hierdie goed wat die pad bou. En ons wil 'n teerpad hê wat net wag om geloop te word. En as jou voet op hom sit, dan moet die Here net vir jou vat. En dan sit ons voet op die pad en dan loop dinge dramaties verkeerd.
En dan loop ons daai pad vir 'n paar dae, lees die Bybel en gaan kerk toe en dan wil ons sien hoe die Here dramaties hierdie dinge gaan uitwerk en hoe ons dit self ook kan uitwerk. Maar na 'n paar dae dan gebeur niks nie en dan verloor ons die pad. Want God is vir nog 2 jaar lank op pad. Kyk dit. God bou 'n pad net as jy by sy voete sit. Ons glo in 'n Jesus waar ons rustig ons ding kan doen. Ons staan rustig op en ons kom rustig kerk toe en ons bemoedig mekaar rustig. En mense wat so rustig is, se lewens val uit mekaar uit na 2 jaar lank se gewag. Want om by Jesus se voete te sit is nie rustig nie, hoor dit, maar dis om geleer te word. Om sy stem te hoor oor waar jy die volgende tree moet neersit. Waar jy die volgende enkele tree moet neersit. En hoe die pad geloop moet word. En die vraag: wat kan jy vanmôre vertel van die leerproses van God in jou situasie? Ek probeer nou met my kop na Josef se storie kyk. Hy kon nie 'n land gaan bestuur het as hy nie geleer het om 'n huishouding en 'n tronk te bestuur nie. Wat kan jy vanmôre vertel waar die Here jou geleer het? Met daai proses waar jy by sy voete sit. Hoe klink sy stem? Of lê jy self in die tronk drome uit en soek jy die regte skinkers om vir jou so 'n kickstart iewerste te gee? Dat jy uit hierdie hooplose, skeef getrapte ellendes van die lewe kan uitkom. Wat is God se pad op hierdie oomblik vir jou? Waarheen is God met jou op pad? Nog meer, waarheen is jy met God op pad? En ons sukkel om die antwoorde op hierdie vrae te gee, want iewerste het ons God as die bron van die hoop verloor, omdat ons nie by sy voete sit nie. Die God wat met my op pad is 'n radikale God, wat nie iewers in boksies gesit kan word en 'n paar kits antwoorde gegee oor hoe jy hierdie pad moet loop nie. En sy Jesus het nie gekom om dit met jou in oor dit. Sy Jesus het nie gekom om dit met jou te laat goed gaan nie, maar om jou te verander, sê 2 Petrus 1. God maak weinig die dinge langs die pad reg, maar hy bou die pad deur die dinge. Die Here verander jou en nie die situasie nie. Ek onthou hoeveel keer ek by die Here gekerm oor die pyn wat in hierdie liggaam van my is, dat die Here my tog moet gesond maak, en dink net waaroor ek alles kan praat as die Here my gesond maak. Het hy my gesond gemaak? Nee. Maar hier het vrede gekom. God verander weinig dinge langs die pad, maar hy bou die pad deur die dinge, en die Here verander jou en nie die dinge nie. En daarom dat hierdie sit by sy voete pad net op een plek begin, by die kruis en die opstanding van Jesus. Want daar bring Jesus hoop en vergifnis en krag. Want hierdie Jesus wat by die kruis en by die opstanding was, is waaragtig die verlosser. Hy het losgemaak. Wat jou so verander, dat jy die mislukkings van die seer en van die sonde en van die wat ook al agter jou kan sit. Want hy het daarmee gedeel. Hoekom kompliseer ons die genade van die Here so?
Ons maak dit so moeilik. Los die goed uit want hy is die verlosser. Hy het gedeel met die sonde en met die mislukkings. En dan sy teenwoordigheid bring genesing oor die krag. Sy genesing sy teenwoordigheid bring genesing oor die kere. Toe jou drome opgebreek het en jou in die put gegooi het. Toe jy uitgeskel het as nutteloos en van verkrachting beskuldig het. Toe hulle van jou vergeet het en jy vir jou oorlewing geveg het. Hoekom maak ons God se krag? Hoekom marginaliseer ons dit so? Ons sê ons ken hierdie goed, maar ons doen dit nie. Jesus is regtig die verlosser. Wat jou voete vat en dan sit hy dit op 'n opgebreekte pad neer sodat jy saam met hom kan loop. En die pad verander nie veel nie. Maar hy kom met vrede en krag en hoop en hy vat jou tree vir tree om te loop. En dan leer hy jou om in sy oë te kyk. En om te vertrou vir die einde van die pad. En ek wil afsluit met 'n paar praktiese opmerkings. Eerste enetjie. Maak vrede met jou omstandighede en loop die pad. Jy moet dit hoor. Hou op kerm oor die tronk. En Potifar se vrou. Maak vrede met jou omstandighede en loop die pad. Ek verstaan nie hoe dinge werk nie. Ek verstaan nie hoe God werk nie. Ek verstaan nie hoekom dinge gebeur nie. Maar jy is nou op die plek waar die Here jou wil hê sodat bepaalde dinge kan gebeur. God is besig met jou. En as jy nie vrede maak met jou omstandighede nie, gaan die Midianiete en Potifar se vrou en die tronk en die skinker gaan vir jou breek en jy gaan 'n bitter mens word. Wat sonder hoop loop in kerm en kla oor alles wat jy jou voete op die pad mee neersit. En 'n tweede ding. Moenie weghardloop nie. Dink anders oor God. Want God is saam met jou in hierdie situasie. Waag dit met God. En gryp die skinker in sy ore. En Potifar se vrou aan haar kleintoon. En kyk hierdie goed in die oë. En jy saam met God op die pad is 'n onkeerbare weermag. Moenie weghardloop nie. Winston Churchill kom uit die Engelse skool uit wat amper gelykstaande is aan Grey College, Eton College. En na die Tweede Wêreldoorlog in 1946, toe nooi Eton College hom om te kom praat, om 'n toespraak te kom lewer. En almal het gehoor, kyk hierdie man was 'n formidabele spreker. Het kennis gekry hy kom en hulle het vir die kinders gesê, bring notaboeke, skryf sy lesing af, die pers het daar opgedaag, hy daar kom sit. Hulle het hom bekend gestel en hy doodstil gesit. En hy het opgestaan, die mense so gekyk en gesê, gentlemen, never give up. Toe gaan sit hy. En daar was 'n geskokte stilte. En hy het 'n minuut of wat gesit en toe staan hy op en toe sê hy, gentlemen, never give up. Hy het dit 3 keer herhaal en die 4de keer toe verdubbel hy sy toespraak. Toe sê hy, gentlemen, never, ever give up. Dis opgeteken as sy beroemdste toespraak. Moenie weghardloop nie. Jy is saam met God. En 'n derde ding, en mense, hierdie ding wat ek nou sê, ons weet dit, maar ons doen dit nie. Sit by die Here se voete sodat hy jou kan leer. Jy gaan God en die pad van hoop heeltemal verloor as jy nie elke dag gaan sit en sy stem
uit hierdie boek uit hoor, en as die Here nie jou stem hoor nie, in gebed nie, hoekom verstaan ons nie hierdie mees fundamentele, basiese ding nie? En die vierde ding, onthou, God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. As jy niks van God verwag nie, sal niks gebeur nie, want God is nie die quick fix nie. As jy aan die Here vashou, sal die Here jou uit die hemel uit red. En sal die 2 jaar in die tronk sal verbygaan. En wat dan na die tronk op jou wag, weet ek nie. Miskien word jy dan soos Josef die onderkoning. Miskien is daar na die 2 jaar nog 'n ander tronk met nog 'n 2 jaar tyd wat kom. Maar God sal vir jou tree vir tree op sy pad vat, as jy sy pad loop. En 2 Timoteus 1:7 sê, die Gees van God maak my immers nie lafhartig nie, maar vul my met krag en liefde en selfbeheersing, sê 'n man wat in die tronk sit. God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. En die laaste een, maak reg wat verkeerd is. En hier spook die Here met hierdie dominee. Maak reg wat verkeerd is, sodat die Here jou kan leer. Sonde word 'n muur wat tussen jou en God staan. En as jy met die sonde met die muur loop, dan kan jy nie kla as Potifar se vrou en die tronk en die skinker van jou vergeet en jy in situasies kom wat vir jou onredbaar lyk nie. En jy sal God, wat die bron van die hoop is, sal jy nie sien as jy nie met daai sonde breek nie. En breek beteken jy stop dit. En Galasiërs 6 vers 6 en 7 draai nie doekies om nie. Die Here sê, ek laat nie met my spot nie, wat jy saai gaan jy oes. As jy op die gees saai gaan jy lewe oes. As jy vir jou sonde saai gaan jy die dood oes. God is waaragtig God. En God is waaragtig die bron van hoop. Hou vas aan die God met die hoop van die dinge wat kom, want die Here is besig om vir jou voor te berei, al vat hy 2 jaar lank. Maar word jy 'n gesonde mens wat God se genesing ken. En mag die Here homself so aan jou openbaar. En mag jy in so 'n verhouding met hom leef. Amen. As ek nou sê, kom ons bid saam, is dit so maklik om in die Jeremiade in te gaan oor alles wat verkeerd is. En, ag, knorrigheid, is daar tog nie baie dinge wat verkeerd is nie. Miskien gaan dit by julle baie goed. Die ontvanger skuld my nou al vir 3 maande geld en hy het van my vergeet. Kan jy dit glo? Hy het van my vergeet. Geld nodig. En so kan ons hulle opnoem. En as ons nou kan gaan bid, dan kan ons sê, ag Here, kom ons draai om, kom ons bid hoop. En ek gaan nou vir jou kans gee om nie weer te kla en te kerm by die Here nie. Doen 2 dinge. Word stil en vat jy daai ding wat jou tronk is. Praat jy met die Here oor hoe jy met God gaan waag. Hoe jy daai goed in die oë gaan kyk. En hoe jy die pad gaan loop. En 'n tweede ding, verbind jou daartoe. Maak 'n ooreenkoms vanmôre met die Here dat jy sal toelaat dat hy jou leer. Dat jy jou stilte tyd hier vanmôre sal vasmaak en dit getrou sal doen. Kom ek gee vir jou tyd om te bid.
Here, met woorde roep ons na U toe en ons bely dat U is God wat in beheer is. U weet wat U doen, U is op pad. En U sal voorsien. En nie vanmôre weer 'n belydenis van dit waar ons U gemis het nie, maar Here, in die hoop wil ons sê, ons erken U as die bron van die hoop. En ons maak vrede met die gesukkel. Want U vir ons nou op die beste plek gesit waar ons U stem kan hoor. En in hierdie situasie wil U dinge laat gebeur. Here, saam met U is ons meer as oorwinnaars. Saam met U is ons tot alles in staat. Saam met U kan ons sê, U wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En die kere wat ons U so klein gemaak het, ons wil dit nou verander en ons wil U groot maak. En ons wil by U kom kniel en sê ons sal die pad loop. En Here, U moet na ons kyk as ons dit sê. Want ons weet baie goed hoe min ons krag is. Maar ons sal die pad loop. En laat ons hierdie woorde onthou môre en oormôre. Ons sal die pad loop. Want U is God wat in beheer is. En U sal voorsien. En ons sê dit in die naam van die Verlosser. En in daardie naam is alles moontlik. Want U het dit so beloof. Jesus Christus, ons Verlosser, wat kom losmaak het en nuut maak het. Amen. Sal ons dankoffers by die deure opneem.